Welkom by Soteria seriebediening. Hierdie preek is lewendig opgeneem tydens een van ons dienste. Sit terug en ontspan terwyl hierdie woord jou lewe stig. Ons gaan vanoggend gesels oor vergeet die dinge wat agter is. En ek wil vir u wys op die belangrikheid daarvan as die woord van God vir ons sê in Filippense die 3de hoofstuk, as die Here sê vergeet die dinge wat agter jou is en strek jou uit na wat voor is, hoe ontsettend belangrik dit is, dat ons as mens sal besef, dat dit is 'n baie ernstige saak, dis nie maar sommer net iets wat ons in die Bybel lees nie, ons moet vergeet wat agter ons is, en dan is dit ook nie maar net iets wat jy lees of van self gebeur nie, dit beteken dat jy ook daaraan sal moet werk. Dit beteken jy moet ook werk maak van die gedagte om dit wat agter jou is te vergeet. En baie keer dan wil mense dit lees en hulle sê, ag Here, help my om te vergeet wat agter my is, maar hulle bring nie, hulle deel nie, hulle doen nie, hulle deel nie. Hulle sal moet leer, hulle wil bid en hulle wil alle snaakse dinge doen, maar hulle besef nie dat hulle 'n geweldige groot verantwoordelikheid ook het om amper 'n medewerker van God te wees, om al die lelike en die verkeerde dinge van die verlede en wat daarmee saamgaan, dan werklik waar te vergeet. Nou, wanneer ons kyk wat die Bybel vir ons daar sê, dan besef ons dat ons moet leer dat daar is 'n verantwoordelikheid op ons om ook te doen dit wat ons moet doen, om die verlede dan ook agter ons te sit. Jy weet dat baie keer dan wil ons soveel omstandighede, wil ons graag die skuld gee van wat gebeur. Ek het die afgelope tyd het ek skielik besef, behalwe dat my selfoon nog nie af is nie. Sit julle sin ook af, hoor? Ek het die afgelope tyd skielik besef dat ek is besig om so 'n bietjie gewig op te tel. En toe dadelik, toe doen ek navraag en ek gaan kyk bietjie wat se tipe waspoeier gebruik my vrou, het sê die waspoeier dalk verander, dat dit nou die oorsaak kan wees. En toe ek nou uitvind, dit is nou nie die waspoeier se oorsaak nie, toe besluit ek moet hierdie eetduiwel bestraf, maar toe besef ek kan nie so lelik van myself praat nie, want om die eetduiwel te bestraf nie, as ek lelik met myself. En toe het ek net doodeenvoudig besef, Okkie Tyler, jy het 'n verantwoordelikheid om iets daaraan te doen, om te kyk na jou eie liggaam, en jy kan nie daaroor bid nie, jy moet leer om dit te doen wat jy ook veronderstel is om te doen. Nou, hier is 'n pragtige prentjie wat my vrou net daar opgesit het, die toekoms vorentoe en die verlede doodgetrek. Paulus sê, ek strek my uit na dit wat voor is. Ek strek my uit na dit wat voor is. En hy sê, en ek span my in om by die wenstreep te kom. Strek my uit na wat voor is en ek span my in om by die wenstreep te kom. Maar wanneer jy die hele Filippense 3 deurlees, dan besef jy, daar is 'n besondere, ek wil amper sê, 'n dringendheid by Paulus, om klaar te kry met die verlede, en 'n dringendheid om te besef, dat die verlede kan my juist weghou van die volheid wat Jesus Christus vir my in gedagte het. En ek kan daai die hele Filippense later mooi duidelik gaan deurlees. Nou kom ons praat oor wat gebeur as ek die verlede nie agter my los nie. Een van ons susters het eenmaal getuig hier in die kerk ook, en sy het gesê dat toe sy enig met die Here praat oor al die krisis en die siekte in haar lewe, toe ervaar sy dat die Here sê, maar jy moet die verlede agter jou los. En dan rebelleer sy sê, Here, maar ek het die verlede agter my gesit. Sy sê, en toe is dit asof die Here vir haar sê, ja, jy het dit agter jou gesit, jy het dit in 'n treintrokkie agter jou gegooi, en jy sleep daai treintrok maar nog steeds saam. Jy het dit agter jou gesit, maar jy het net agter in die trok gesit wat jy saam sleep. En sy sien haarself so in so gesig, hoe loop sy op 'n spoorlyn met 'n trok wat aan 'n tou vasgemaak is, en sy sleep hierdie trok, en al haar verlede is hier agter in die trok. God wil hê dat ons moet meer doen as net dit. Jy moenie net 'n besluit maak dat ek sit die verlede agter my nie. Jy moet op 'n plek kom
op 'n plek kom waar jy dit agter jou sit en waar jy in oorwinning kan lewe. Annetjie, weet jy, ek dink nou aan jou, kan ek maar jou as 'n voorbeeld gebruik. Weet jy, ons suster Annetjie was 'n paar weke gelede in 'n baie ernstige ongeluk, maar ons dank die Here, sy het lewe daar uitgekom met baie pyn en sorge. Maar as Annetjie byvoorbeeld nou in die toekoms agter sy motor se stuurwiel inklim, sê ek is bang om te ry, want ek onthou die ongeluk wat ek gehad het. Dan sê God, nee, jy kan nie so lewe nie, jy sit dit agter jou. En so het baie van ons dinge gehad in ons lewens, wat ons ongelukkig maak, dinge wat traumatiese ervarings was, wat ons lewens gehad het, en telke male ervaar ons opnuut dat die Here sê vir ons, sit hierdie dinge agter jou, sodat jy kan bewus wees wat die Here wil hê jy moet doen. Wat gebeur as ek die verlede nie agter my los nie? Jy is so bewus van die mislukkings van die verlede, dat jy verwag om weer te misluk. Ek sien as ek die verlede nie agter my sit nie, dan wil ek altyd onthou toe ek hierdie krisis voorheen gehad het dit nie vir my gewerk nie, om dalk God te vertrou op iets van die hart nie. Ek het nie 'n suksesvolle uitkoms gehad nie, en onmiddellik word jou gedagtes vervul, hierdie keer sal dit presies weer dieselfde wees, ek sal weer misluk. Ek gaan weer misluk. Dan dink ek nou toevallig aan die man wat nou 'n gloeilamp uitgevind het. Hulle sê dat hy het omtrent iets soos 1000 keer probeer. Was dit soveel geweest? Iets soos 1000 keer probeer. En toe was hy die eerste keer suksesvol daarmee. Maar as 'n mens vashou aan 'n fout van die verlede, jy vashou aan 'n mislukking wat jy in die verlede gehad het, gaan jy sukkel om weer suksesvol te dink oor die volgende probleem wat jy saamvat. Bagasie maak dat jy probeer om self jou probleme op te los en na menslike oplossings te begin soek. Jy sien, as jy bagasie saambring, as jy bewus van foute, dan sukkel jy om God onvoorwaardelik te vertrou, om die krisis in jou lewe op te los, en jy is daarop ingestel om te sê, wat moet ek doen, wat moet ek doen, wat moet ek doen? En as mense eintlik leer, eintlik moet jy niks doen nie, jy moet onvoorwaardelik oorgee aan die Here. Jy moet niks doen nie, jy moet eintlik onvoorwaardelik oorgee aan die Here. Al wat jy eintlik moet doen is, vergeet die verlede, en hanteer elke krisis wat in jou lewe kom, hanteer dit weer opnuut in die teenwoordigheid van die Here, en dan sal dit met jou dan baie goed gaan. Ook, sonder die verlede te los, gaan jy sukkel om onvoorwaardelik op die Here te vertrou. Jy sien, as ek sê, Here, ek glo en ek vertrou U om hierdie krisis my op te los, en jy het nog die ou mislukking saamgebring, dan gaan jy sukkel om onvoorwaardelik die Here te vertrou. Sukkel om onvoorwaardelik, Here, ek glo U en ek vertrou dat U gaan vir my hierdie krisis in my lewe dan oplos. Die mislukte lewe van die verlede begin weer in jou lewe te herleef. As jy nie kan klaar kry met die seer en die probleme van die verlede nie, dan maak jy weer daardie mislukte herlewing, die mislukte verlede, gaan dan weer begin herleef. Filippense 3 vers 13 sê Paulus die volgende, hy sê, ek reken self nie dat ek al wat ek moet wees is nie. Paulus sê, ek dink nie ek het volmaak geword nie. Hy sê, maar een ding is seker. Een ding is ek seker, ek vergeet wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek glo nie, ek wil daarop aanspraak maak, dat die feit dat ek die verlede agter my gesit het, dit noodwendig vir my altyd goed sal gaan nie. Hy sê, maar een ding weet ek verseker, hier in vandag en môre, weier ek om te worstel met iets wat in die verlede gebeur het. In my eie lewe het ek graag iets wat ek doen, en dit is wat ek vir myself sê, wat ek vir myself preek, en ek sê, ek weier om 'n fout wat ek gister ervaar het, ek weier om dit saam te bring na vandag toe. Ek weier om iets wat ek verkeerd gesê het, iets wat ek verkeerd gedoen het, gister iets verkeerd gesê het, ek kan nou nie aan iets dink nie, maar as ek iets gister verkeerd gesê het, of iets verkeerd gedoen het, dan bely ek dit oombliklik voor God, en wanneer ek in hierdie nuwe dag ingaan, dan gaan ek hierdie nuwe dag in, as 'n mens met die wete, dat ek staan vry voor die Here.
Ek hoef nie vir gister se fout te leef nie. Ek hoef nie nog gister se fout oor verskriklik jammer te wees nie. Ek het net geleer dat ek het vergifnis by God gekry en ek lewe 'n lewe waar ek nie foute wil maak nie. Nou mense gaan foute maak. Jy weet die woord van die Here sê in 1 Johannes, hy sê geliefdes, moenie sondig nie. Hy sê maar as julle gesondig het, onthou julle het 'n voorspraak by die Vader wat vir jou vergifnis gee. En dan sê vers 9 daarna van 1 Johannes 1 vers 8, dit is vers 8, dan sê Johannes 1 vers 9, hy sê, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om jou daardie sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Jy weet dit, wanneer 'n mens besig raak met die verlede, dan kan jy net nie die sukses hê nie. Ek onthou eenmaal roep hulle my na die neurokliniek toe, om met 'n man te kom deel wat probeer het om selfmoord te pleeg. En toe ek nou voor hom gaan sit, toe sug die man dalk so swaar, en toe sê hy vir my, jy wil nou seker weet wat het gebeur. En dadelik wat ek hom geantwoord het, nee, ek wil nie weet wat het gebeur nie. Ek stel niks belang in hoe jy probeer selfmoord pleeg het nie. Ek stel glad nie belang in hoekom jy wou selfmoord pleeg nie. Ek stel glad nie belang in watter manier wou jy dit gedoen het nie. Alwaarin ek belang stel, wat maak ons met jou lewe vandag hier vandaan na vorentoe? Wat maak ons met jou lewe hier vandaan na vorentoe? En hierdie man kyk my en hy sê vir my, jy's baie anders as al die ander beraders wat hierso was wat met my gepraat. Ek sê, hoekom? Hy sê, almal wil al die detail weet. Hy sê, en ek is al so moeg vir daardie detail van die fout wat ek gemaak het, ek wil dit waaragtig nie nog weer 'n keer oor vertel nie. Ek sê, wel ek dank die Here, ek wil dit nie hoor nie. Ek wil nie hoor nie. Al wat saak maak, is wat by God saak maak, en by my dan ook, as dit by God saak maak, is by my ook saak maak, wat maak ons met jou lewe hier vandaan na vorentoe? En weet jy, ek het met daardie man 'n wonderlike tyd saam gehad. Die kere wat ek hom daar besoek het, hy weg met 'n klomp CD's weer terug na sy huis toe, was daardie man gelukkig gewees, toe hy kan besef, God stel nie belang in die detail van die verlede nie. God sê, wat maak jy met jou lewe vandag af vorentoe? Dit is wat belangrik is. Vers 15 sê Paulus, hy sê, almal van ons wat geestelik volwasse is, behoort hierdie doel te hê. Elkeen van julle wat geestelik volwasse is, hoor wat sê Paulus, behoort so te lewe. Hy sê, behoort na te strewe dit wat ons vir julle verkondig. So as ek vir myself sê, daar is geestelike volwassenheid by my, dan moet ek ook vir my sê, ek leef nie in gister nie. Ek leef nie in die verlede nie. En ek stel glad nie belang. Ek stel nie belang in my eie verlede nie, ek stel ook nie belang in die foute wat mense in die verlede gemaak het. Jy vertel vir my 'n mooi ding, wat God gedoen het in jou verlede, dis 'n getuienis, dis nie verlede nie. Dit is die wonderlike God wat ons dien. Hy sê, hou julle oë op mense wat volgens ons voorbeeld lewe. Hou julle oë op mense wat volgens ons voorbeeld lewe. Nou weet jy, iewers in die lewe het elkeen maar iemand na wie hy kyk. Iemand bewonder vir Rembrandt, en die een bewonder vir hierdie een, en die een bewonder daardie een. Sakemanne bewonder groot suksesvolle sakemanne. As daar name kom van groot suksesvolle sakemanne, dan bewonder hulle daardie persone. Maar Paulus sê, die mense wat julle moet bewonder, die mense op wie julle oë gerig moet wees, is mense wat bereid is om gister te los, die verlede agter hulle te sit, en hulle uit te strek na dit wat voor is. Niks anders as dit nie. Al wat ek wens, Paulus sê in 3 vers 10, Filippense 3 vers 10, hoor mooi, al wat ek wens, is om Christus te ken. As jy nou vra, wat wens jy, en sê, ek sal hou van 'n mooi huis, sal ek hou van 'n nuwe kar, ek sal hou van dit. Paulus sê, al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Dan sê vers 11, in die verwagting, dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Al wat ek wens, is om Christus te ken, en die krag van sy opstanding. Wat is die krag
van Christus se opstanding. Die krag van Christus se opstanding is die oorwinningslewe wat die Here sê wat daar vir ons is. Die oorwinningslewe wat die Here sê wat daar vir ons is, dit is die krag van God se opstanding. Die krag in die vermoë vir my om gelukkig te wees, die krag in die vermoë van my om oorwinnend te lewe, en die krag in die vermoë van my om nie te lewe elke dag. En dan sê Paulus ook, hy sê, maar ek het in die vorige verse gesê, hy sê, maar ek het besluit in vers 7, hy sê een ding, ek reken nie dat ek al volmaaktheid bereik het nie, wat ons net oor gepraat het, hy sê, maar een ding weet ek vergeet wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. Nou as Paulus sê, ek vergeet wat agter my is, dan is daar 'n paar dinge wat hy in gedagte het. En een van die dinge wat Paulus in gedagte het, is hy sê, ek vergeet wat agter my is ook dat Paulus sê, ek vergeet my ou leefwyse. Ek vergeet my eie pogings om suksesvol te wees. Ek vergeet my eie pogings om God te probeer verdien. Ek kom op 'n plek waar ek sê, ek sit alles agter my en ek strek my uit in hierdie nuwe lewe in Christus Jesus ons Here. En daarom het Paulus, jy kan maar reg hierdie Bybel sien, dat Paulus baie ontsteld geraak het wanneer hy ervaar dat daar baie Christene is. Baie Christene is wat weer wil teruggryp na die ou dinge in die lewe. Teruggryp na die ou dinge in die lewe. En dit is so tragies dat mense wil teruggryp. En dan 'n paar weke gelede tot oor gepraat het, dan sê Paulus in Kolossense, dit was in Galasiërs 3 vers 3, dan sê Paulus, ek kan nie verstaan dat julle so dom geraak het, om weer te begin teruggryp na ou lewe nie, om te probeer dink dat jy kan jou eie saligheid bewerkstellig. Hy sê, as jy nie eers jou eie saligheid kon bewerkstellig het nie, dit is, julle kan dit lees, dit staan so daar, so in die lewende vertaling, as jy nie eers jou eie saligheid kon bewerkstellig het nie, hoe verwag jy om dit te volbring, te voleindig? Jy kon dit nie eens begin het nie, nou hoe wil jy dit voleindig? As jy kan nie verstaan nie, dat so dom is, om weer terug te gryp, na 'n wet wat sê, niemand kon hierdie wet gehoorsaam nie. Om te sê dat die wet vir my iets sal doen nie. Paulus sê, die wet het vir ons geleer wat sonde is. En die wet was in die ou vertaling sê, was vir ons 'n tugmeester na Jesus Christus toe. Hy sê, maar nou dat die volmaakte gekom het, het ek nie meer 'n tugmeester nodig nie. Mense moet nie teruggryp na die tugmeester nie. Weet jy, 'n mens se verlede, die enigste wat werklik waar, God werk nie in jou verlede nie, die enigste wat in jou verlede werk, is die duiwel. Want die duiwel wil hê, jy moet skuldig voel. Al wat jou in jou verlede belangrik is jy wil skuldig voel oor dinge. En die enigste een wat wil hê, dat jy moet skuldig voel oor die verlede, is die duiwel, want as jy jou kry om genoeg skuldig te voel oor die verlede, gaan jy sukkel om God te dien vandag. As jy jou kan kry om die verlede saam te bring, gaan jy sukkel om 'n oorwinningslewe in God te hê vandag. En die Here wil hê jy daardie oorwinningslewe vir jouself ook hê. Los die verlede om Christus te ken. Paulus sê, los die verlede om Christus te ken. Kom ons kyk weer daarna. Hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, vers 11, en die verwagting dat ek self sal deel hê aan die opstanding uit die dood uit. Paulus maak 'n verklaring, hy sê, ek wil die Here ken in die krag van sy opstanding. Kan ek weer daarby stil staan? Ek voel die gees van die Here vra vir my om weer daarby stil te staan. Die krag van sy opstanding beteken, Paulus sê, ek wens dat ek so ontslae kan raak van die verlede, die Here te ken, die krag van sy opstanding, dat ek 'n oorwinningslewe kan lei. Dat ek 'n oorwinningslewe kan lei. En dan sien ons dat Paulus het dit baie keer daarna ook gesê, dat Paulus met dieselfde gedagte kom. Ons ken nie die teksvers wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Dit klink wonderlik. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Maar as jy lees wat Paulus sê, hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met omstandighede,
Hy sê, ek weet wat dit is om volop BTM te eet, en ek weet wat dit is om honger te ly. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê, en ek weet wat dit is om gebrek te ly. Hy sê, in al hierdie dinge is ek onderrig. Hoor, Paulus sê, die krag van God se opstanding het om in alles te onderrig. Hy sê, as daar swaar kry kom, ek kan dit hanteer, die krag van God se opstanding. Maak dat ek dit kan hanteer. As daar moeilike tye kom, ek kan dit ook hanteer. En as daar oorvloed kom, dan kan ek ook oorvloed hanteer. Oorvloed hanteer. En dit is baie keer die oorvloed wat mense kry, wat hulle nie weet hoe om dit te gebruik, om nog by God te bly nie. Baie keer maak oorvloed, dat mense die Here vergeet. In die Lewende Bybel praat Paulus ook daarna oor mense wat teruggryp. Hy sê, wat vir hulle die belangrikste geword het, is die lewe vandag. Belangrikste is die lewe vandag en hoe hulle dit ervaar. Los die verlede om Christus te ken. Filippense 3 vers 7 sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos. Jy sien jou eie idees, jou eie denke, jou eie manier van doen. Paulus sê, wat eers vir my 'n bate was, beskou ek as waardeloos. Want om Jesus Christus te ken, vers 8, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus my Jesus te ken, oortref alles in waarde, terwille van hom, het ek alles prys gegee, sodat ek Christus as 'n bate kan verkry. Kan jy verstaan, is dan vir u sê, as jy kan die verlede agter jou sit, dan sê Paulus, dan ek het die verlede agter my gesit, alles agter my gesit, gister se foute agter my gesit, om Christus Jesus as 'n bate te verkry. Hy wil vir jou 'n bate wees, om Christus te ken. Wat het jy as waardeloos laat staan, om Christus Jesus te leer ken? Wat as jy daarna kyk? Jy weet, daar's 'n prys vir ons ook om te betaal. En as ek vandag sê, dat wat het jy gelos, om Christus beter te ken? Wat het jy agter jou gesit, om Christus beter te ken? Wat het jy vir jou van los gemaak, om Christus beter te ken? Kan ek 'n voorbeeld gee? Dalk is jy iemand wat baie negatief was, en skielik het jy sê, om Christus beter te ken, wil ek positief praat, positief dink, en positief optree. Dit sal maak dat jy Christus beter ken in jou lewe. Met hoeveel gemors, hy is eintlik 'n met hoeveel gemors loop jy rond in jou lewe, waarvan die Here jou al lankal verlos het? Weet jy, kan jy verstaan dat ons as mens dra laste saam met ons, wat die Here sê, maar ek het jou lankal daarvan verlos. God het sy woord sê, as julle julle sondes bely, God is getrou en regverdig om julle daardie sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Het die Here gelief as hy dit sê? As julle julle sondes bely, God is getrou en regverdig om julle van jou sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En nou hoor ek mense sê, ag, dis ook maar net 'n sondaar. Jy lieg man, jy is nie. Ek is ook maar net 'n ou stoffie op die aarde. Jy lieg. Woord van God sê, jy is soos die appel van sy oog. Ek is ook maar net 'n ou wurmpie, oppas vir die mossies wat rondvlieg. Mense, moenie sulke nonsens praat nie. Praat wat God wil hê wat jy moet praat. Hoe wil jy oorwin, as jy nie bereid is om die prys daarvoor te betaal nie? Dit is wat ek vir u gesê het. As ek die skaal kyk en hy sê, okay Taylor, jy tel nou wreed gewig op, dan weet ek, daar's 'n prys wat ek moet betaal, om reg te stel. En ek moet bereid wees, om daardie prys te betaal. Daar is 'n DVD van 'n man, wat baie stryd in sy lewe gehad het. En met al die stryd wat in sy lewe gehad het, is met so pragtig sal jy hoor, hierdie man sê, chosen to be happy. Kom ons luister en praat ons daaroor. I'd like for you to welcome Dan Miller, all right?
When I was growing up on a small farm in Washington State, I had a lot of neat people like you in my life. They gave me encouragement to dream big, and I did. I had all kinds of dreams, and one of them was to be a PE teacher because I love sports, and I was an all-star in basketball, and not too bad in football, actually. I enjoyed sports. I said, I'll be a PE teacher, and I'll be a pilot. I'll learn to fly my own airplane, and I dreamed big dreams. I said, I'll be, of course, a PE teacher, and I'll have my own band, and I'll play a guitar. And right out of high school, my dreams were coming true. I'd signed up for flying lessons. I'd signed up to go to college, and everything was going great. And then I got what I thought was the flu. It turned out it was polio. I was one of the last cases of polio. Remember that? 1955, Salk vaccine, that was the year. 1 month to go till I would have had my shots. I was completely paralyzed. Both legs, both arms. And suddenly I was a helpless 18-year-old baby once again. Had to be fed and dressed and picked up and turned over. And my dreams looked hopeless. And I was helpless. My parents and neat people like you prayed for me, and I turned out great. God answers prayer, you know? I can't run or jump. My legs are 80% paralyzed. Well, this is my jump. You missed it, I think. I can't jump. I can't get out of a chair without using my hand and getting the right angle. I fall down a lot. My legs are constantly scarred. I have some real funny ones and some real not so funny ones. But God's been good to me. I met my dreams. I became a PE teacher who can't run or jump. And for 13 years I taught PE, and people come to watch me because I had new, creative, innovative ideas, and it was my dream. You see, God's my dream maker. I learned to fly an airplane, one arm. This arm is 50% paralyzed. I can only lift it this high, and it took 2 years of exercising before I could. And I learned to be left-handed instead of right-handed. So there were some struggles and tough times and a lot of challenges along the way. But I got my pilot's license with no restrictions. Nobody will fly with me, but in fact, not true. I've flown 7 different aircraft from ultralights to retractable gear all over this country. 900 hours pilot in command. My dream. And I wanted to play the guitar, and it seemed impossible. This arm is pretty well shot. I've had some wonderful surgery, and it won't allow my arm to straighten out, but I can't budge my thumb. I can wiggle a couple fingers. I have a hip bone connected to the wrist bone right there. And I can't straighten it out, but I mean, it's so skinny I can wear watches clear to my armpit. So, actually, it's pretty cool, huh? And I do. But you know, it doesn't matter. It really doesn't matter. It's not what you look like, it's who you are. I love myself, and my friends accept me because of who I am, not what I look like. God loves me, so I love me. So I'll never put myself down, and I choose joy. I choose humor. And I choose God. I started messing around with this guitar and messing around. It didn't work. And I had a friend who tried to help me, and he said, "Why don't we give up?" So I let him give up. It wasn't his. Yeah, well, it wasn't his dream. You see, it was my dream. Yeah. And I kept messing around, and one day I laid my useless thumb on the neck of the guitar, and I found I could pull these 2 fingers and hit the strings backwards. So then it was a matter of persistence and start messing around a little more,
train those fingers. Hot lick. Yeah. And then I started singing a few Elvis songs, and I got my buddy back. In fact, I got a hold of a bass guitar, and I played the bass, and he played the guitar, and we worked our way through college, playing in a band. My dream. And God was my dream maker. Nobody else believed I could do it. Hoeveel het hierdie man nodig gehad om agter hom te sit? 18 jaar oud, totaal en al verlam met polio. En hy sê, ek vertrou God. Ek gaan die polio agter my sit, en ek gaan glo, God gaan my droom vir my gee. Liggaamsinstrukteur, liggaamsoefeninge onderwyser, sê, hoe kan jy kan nie spring nie, jy kan nie eens jou hande beweeg nie. En toe kom die mense oor die wêreld om te kyk, hoe hierdie man liggaamsoefeninge gee. Man so gebreklik, ek het gesê, ek wil eendag 'n vliegtuig loods word, God is my droom. Daar's baie mense om die wêreld wat sê, jy kan dit nie maak nie, daar's baie mense om die wêreld wat sê, dit is nie moontlik nie, maar as God jou droom is, sit my gebrek agter my, en ek sê, God, gee vir my droom. Wil gitaar speel, julle wat gitaar speel, ek weet nou nog nie hoe kry het reg, om met daai vinger, wat hy hier op sit, daai ou gebreklike vinger, en met 2 vingers so te kan speel nie. Maar hy doen dit. Hy doen dit, want God is sy droom. En as ek hoor as hy sê, ek het besluit, ek gaan kies om gelukkig te wees, en ek gaan kies om blydskap in my lewe te hê. Ek gaan kies om gelukkig te wees, en gaan kies om blydskap in my lewe te hê. En dan wil ek ons moet kyk by die woord van die Here vir ons sê, sit my weer terug daarso, asseblief tog. Ons moet kyk daarna, as God se woord vir ons sê, dat jy kan agter jou sit. Vergelyk nou net met hierdie Millerman, hoeveel het hy nodig gehad om agter hom te sit, en hy getuig, God het my daardeur gedra. Ek sit 'n gebrek agter. Maar hoe kan jy gebrek agter sit, jy is nog steeds gebreklik? Ek kies om gebrek agter my te sit. Ek kies om dit agter my te sit. En partykeer dink jy mos dat jou krisis en jou probleem en jou seer in die lewe is so groot, dit is nie moontlik om dit agter jou te sit nie. Ek wil vir jou sê, mens, jy kan dit agter jou sit, sodat jy die volheid van God in jou lewe kan ervaar. Ek glo hierdie man het die volheid van God gehad, gebreklik, ek wil gitaar speel, God laat my gitaar speel, ek wil 'n liggaamsoefeninge onderwyser word, ek word dit. Teen midde van omstandighede, ek wil 'n vliegtuig loods wees, ek word dit terwille van omstandighede. Want die God wat ek aanbid, is nie vasgemaak aan my verlede nie. Sê vir jouself in hierdie dag in die naam van die Here, die God wat jy aanbid, is nie vasgemaak aan jou verlede nie. Hy is nie vasgemaak aan die foute wat jy gemaak het nie. Hy is nie vasgemaak aan die seer wat jy in jou lewe bereik het, gehad het nie. Hy is vasgemaak aan mense wat sê, ek vergeet wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. En so sê die Here kan jou nie in jou verlede ontmoet nie. Hy het jou daaruit verlos. Dit help nie dat jy vandag nog aanhou na die Here toe kom, sê, Here, weet U hoe swaar het ek groot geword, Here, U weet die omstandighede, U weet dit, U weet dit, U weet dit. Die Here sê, ek kan jou nie in jou verlede ontmoet nie, ek kan jou ontmoet as jy jou verlede agter jou sit, en in die volbrachte werk inkom met God vir jou in gedagte het. Kan julle verstaan, mense, God kan jou nie in jou verlede ontmoet nie. God kan jou ontmoet waar jy sê, ek sit die verlede agter my, en ek begeer om in die volheid van sy opstandingslewe te lewe. Dit is wat God jou kan seën,
Dit is waar God jou kan ontmoet. Daar is nie iets soos omstandighede wat jou kan vashou weg van die seën van die Here nie. Jy kan miskien sê, ag, my verlede maak dat ek het maar 'n paar dinge wat teen my tel. Die enigste wat teen jou kan tel in die lewe om suksesvol te wees, is jouself. Jy en jou verlede is wat teen jou tel. Verder tel niks anders te teen jou nie. God wil jou verlos. Filippense 3 vers 13, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Voor my is oorwinning, agter my is mislukking en gebondenheid. As jy jou vashou aan die verlede, dan hou vas jy aan mislukking. Jou vas aan mislukking en jou vas aan gebondenheid. En my gebed is, dat die Here net, ek sê, Here, maak tog net ons oë oop, dat ons kan sien, dat die verlede is mislukking en gebondenheid, en oorwinning is, dit wat voor my is. Mag die Here vir ons help, dat ons dit verstaan. Hoeveel moet jy nog prys gee? Het jy geweet dat jy in werklikheid bepaal, jy God se salwing, vrede en oorwinning oor jou lewe? Hoor mooi, dit sê, vir my sê, dit is nou 'n flying statement, maar ek sal dit vir jou bewys ook. Jy bepaal in werklikheid God se salwing, vrede en oorwinning in jou lewe. Ag Here, die wêreld is so die mekaar daar buite, ek kan nie vrede hê nie. Nonsens, jy kan vrede hê. Jy kan vrede hê. Jy kan oorwinning hê. En jou eie gesindheid bepaal of jy God se salwing, God se vrede en God se oorwinning oor jou lewe kan hê. Ek onthou, eenmaal lees ek in 'n boek van Richard Wurmbrand, wat in 'n kommunistiese tronk was. Hy sê nou dat die soldate hulle so in rye lê, dan is die soldate nou oor die naweek dronk is, dan het hulle die gevangenes almal so net hardop hulle reisie so oor hulle. Hy sê, en terwyl hulle nou met daai hobnail boots van hulle so hardop oor hulle, hy sê eendag, terwyl hulle so oor hulle hardop, hy sê, toe roep hy in sy hart, hy sê, Here, U weet dit, ek kan dit nie meer hanteer nie. Hy sê, en toe hy sê, Here, U weet dit, ek kan dit nie meer hanteer nie. Hy sê, toe lê daar langsom 'n Griekse ortodokse priester. En die ortodokse priester sê, om so beskouer, hy sê, Richard, hy sê, weet jy, ek het nou net weer gedink aan 'n nuwe lied, wat ons vir die Here kan sing. Hy sê, in sy gees sak hy sy kop en skaamte, hy sê, Here, as hierdie ou kan lê en nog liede kan dig, terwyl ons so getrap word, dan ek is jammer dat ek gesê het, ek kan nie meer nie. Ek is so jammer ek het dit gesê. Mense, jy het meer krag, jy het die opstandingskrag van die Here in jou. Alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as wins beskou het, is dit nou in die lig van dit wat Christus vir my gedoen het, verlies. In die lewende Bybel, alhoewel ek dinge wat ek as wins beskou. Mense, of jy dit nou weet of nie, mense se gekla beskou hy as wins. Want hy dink, hy hoop, iemand gaan iewers vir my jammer kry. Iemand gaan iewers vir my jammer kry. Baie keer kom mense oor vir my wat werklik waar behoeftig is. En so begin praat, dan sê ek, ag wie, kom ons los die storie. Ek weet, dit is 'n lang storie, wie nou vertel ek het nou regtig nie baie tyd nie. Kom ons los jou storie. Ek weet, jy's regtig behoeftig, jy's regtig in moeilikheid en jy het regtig iets nodig. Praat met my. Wat het jy nodig? Jy weet, maar in sy gedagte het hierdie man dit dat my baie gekla sal vir my winsgewend wees. Ek weet nie by julle of dit help nie, maar by my gaan dit ou niks help om baie te kla, want hoe meer hy kla, hoe minder kry hy eintlik by my. Mag die Here jou help dat jy verlies nie weer vir jou wins word nie. Baie mense die verlies van die verlede wil hy weer gaan haal en kyk of dit nie vir hom kan wins word nie. Dit werk nie. Dit werk nie. Jy kan alleen oorwinning in Jesus Christus kry en in niks anders nie. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on towards a goal to win the prize. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Ek wil julle met julle oë sluit, net daar waar julle is. En dan kyk in jou eie hart in. Kan jy ervaar dat God het met jou gepraat vanoggend? Kan jy ervaar dat die Here het vir jou iets gesê vanoggend?
God met jou gepraat het vanoggend, dan jy verantwoordelik het om die Here te antwoord en sê, Here, wat gaan ek hieraan doen? Wat gaan ek hieraan doen? Die woord van die Here sê, as jy Christus as wins wil verkry, dan los jy al jou verlede praatjies nou maar uit. Al jou jammer storieetjies los dit nou maar uit. En sê, ek glo in die God wat oorwinning gee. As 'n man wat, my treffend is hierdie man sê, ek kan nou my arm so net bo op my skouer optel, maar ek het 2 jaar geoefen om dit te kan doen. Ek het 2 jaar geoefen om my hand net tot hier by my oor te kan optel. Hoor mooi, ek was bereid om 2 jaar te oefen om my hand net hier bo op my skouer te kan optel. Wat is jy bereid om te doen, om die volheidslewe in Christus te ervaar? Wat is jy bereid om te doen, om te sê, ek wil oorwinnend in die Here wees? God met jou gepraat het vanoggend, ek soek nie statistieke nie, dan wil ek jy net jou hand opsteek en sê, Here, ek het by die Here gehoor vandag, en ek gaan my lewe verander. Ja, daar is hande wat opgaan, ek het by die Here gehoor vanoggend, en ek gaan my lewe verander. Ek gaan my lewe verander, daar is so baie hande wat opgaan. Mag die Here u elkeen seën om by God so volmaakte plan vir jou lewe uit te kom. God jou seën om by sy volmaakte plan vir jou lewe uit te kom. Kom ons staan, dan bid ons net saam. Onse Vader wat in die hemel is, ag Here, ek is so bly vir die wonderliefde en die genade. Bly Hemelse Vader om te weet dat U is die God wat vir ons 'n oorwinningslewe gegee het. Golgotha se kruis uit, Here, het U vir ons meer as oorwinnaars gemaak. En die woord sê, vergeet wat agter jou is, en strek jou uit na wat voor is. Here, en dankie, Here, dat ons dit kan doen. Paulus sê, dit is my so belangrik, dat ek alles vergeet agter my, sodat ek in die opstandingskrag van Jesus Christus kan lewe. Here, en ek wil bid vir elke toehoorder, ook hulle wat later na hierdie boodskap op CD-band sal luister. Ek wil bid, my God, dat U ons elkeen sal help om meer as oorwinnaars te wees en om die opstandingskrag van die Here te ervaar in ons lewens, sodat ons oorwinnend kan wees. En al kom ons selfs deur die krisisse wat Glenn Miller gekom het, Here, dankie vir daai wonderlike getuienis. Verlam, maar ek kies om bly te wees. Ek kies om te glo, daar's 'n God wat vir my droom sal gee. Kies om te glo, daar's 'n God wat vir my oorwinning gee. Kies om te glo, Here, in die goedheid en die grootheid en in die krag van sy opstanding. Here, en ons bely vanoggend die krag van God se opstanding kan vir ons groot dinge doen. Groot dinge doen. En ek hoor in my gees, die Here sê, my kind, ek wil. En die vraag is, wil jy? En as jy sê, ja Here, ek wil, dan kan die Here ook vra, as jy bereid om die prys daarvoor te betaal. Jou los te maak en vas te maak, onvoorwaardelik aan Jesus Christus. Amen. Amen. Hierdie was 'n lewendige opname tydens 'n diens in Soteria AGS. Indien jy graag meer wil weet van Soteria Gemeente, kan jy ons webtuiste besoek by www.agssoteria.co.za of jy kan ons gerus kontak by 044 874 1842. Ons dienstye is 8uur en 10uur. Dis jou keuse.